King Price en Shosho. Versekering waaroor jy seker kan wees. Besoek kingprice.co.za. Pieter de Tooy is ons nuuspersoon van die week soos gewoonlik. Goeiemôre aan jou Pieter. Hallo Davie. Weet jy Frans Cronje het ons nou in sy nuwe organisasie en ek moet vir sê die navorsing wat hy doen is werklikbaar nogal dis baie goed. Ek reg baie waarde aan sy siening. Maar in sy nuutste en dit is nie 'n voorspelling nie, maar in sy nuutste wat gaan mense maar sê opname wat hy gedoen het? Meningspeiling sê hy dat die DA, alhoewel hy 'n groot foutmarge is, dat die DA beter doen as die ANC in terme van steun in die land. Dis my nogal baie interessant. Dit is interessant. Dit is 'n meningspeiling en die ding wat mense moet verstaan van meningspeilings is, soos wat jy nou tereg opgemerk het, dis nie 'n voorspelling nie. So ons sê nie of die meningspeiling sê nie wat gaan gebeur nie. Dit sê basies dis 'n fotobeeld van wat tans die heersende politieke sentiment is. En volgens daai sentiment nou het die DA meer steun as die ANC. Sou daar 'n verkiesing vandag plaasvind. Dis baie interessant. Dit strook natuurlik met wat ons oor die afgelope paar jaar sien wat besig is om te gebeur. Maar dit is steeds 'n draaipunt in 'n oomblik om te besef dat die ANC wat vir baie lank hierdie almagtige monoliet was. Onthou in 2004 het hulle steun van 69,69 gehad. Nou is dit volgens hierdie meningspeiling minder as 30. So dit wys jou die kreeftegang wat die party gaan, maar dit beteken nie dat wanneer daar 'n verkiesing gehou gaan word oor 'n paar jaar dat dit is wat gebeur nie. Dit bevestig net dat die neiging is dat steun weg van die ANC vloei. Maar die foutmarge is groot, dis 4%, met ander woorde, dit kan 4% na enige kant toe gaan, so hou dit ook in gedagte. Ek het nogal 'n vermoede is die wyse waarop hierdie begroting ramp hanteer is en die BTW-verhogings wat daarmee saamgegaan het en so aan. 'n Deel van die rede is vir hierdie swaai. Ja, daar's 'n paar goed wat gebeur het die afgelope paar jaar. Een is die nasionale gesondheidsversekering onthou jy, dit is in wetgewing onderteken kort voor die verkiesing. Dit het tot 'n groot verlies aan steun vir die ANC gelei. Daar was 'n hele paar sulke voorvalle die afgelope jaar of so wat besig is om steun by die ANC weg te kalwe. Onthou die ANC, die swart middelklas wat 'n groot mark vir ANC steun is, sien nie die goed raak en hulle het dieselfde frustrasies as die wit of die bruin of die Indiër middelklas. Hulle wil nie hulle private gesondheidsorg opgee nie, net so is hulle ongemaklik met van die wetgewing wat die ANC besig is om deur te druk. So dit is my baie sinvol of dit is logies dat 'n BTW-verhoging gaan nie goed ontvang word deur die ANC se kiesersmark. Nou, ek moet net van die kleiner partye ook verwys na wat vir my nogal baie interessant is. Ek het gereken die EFF is op pad uit. Ek dink sulke partye kan dit 'n lang leeftyd nie omdat dit om 'n sentrale persoon gaan en dieselfde met die MK-party. Maar beide hierdie partye lyk dit met so iets wat steun gewen en ek is veral verbaas oor die IFP wat steun verloor het. Ek het nogal gereken hulle gaan 'n deel van die MK se party se steun oorvat. Kom ons begin met die IFP. Die IFP het in die 2019 verkiesing betreklik goed gedoen in KwaZulu-Natal. Ek dink in 2014, 2009 het ons gedog dis die einde van die pad vir die IFP. Mangosuthu Buthelezi is oorlede tussenin, maar hy het toe goed gedoen in 2019, maar in 2024 onthou is die steun by hom weggevat deur die Zulu nasionalistiese retoriek en politiek van die MK-party. So daai party staan al hoe sterker. Terloops, die MK-party het 'n DA-wyk in 'n tussenverkiesing die afgelope week in eThekwini by die DA afgevat. So dit is 'n rooi lig vir die DA baie beslis. En dit is 'n merker om ons te sê dat MK se steun in KwaZulu-Natal besig om gekonsolideer te word en in sekere gevalle kan dit groei. Net wat die EFF betref, David is een van hierdie populistiese partye en ons het al baie oor hulle gepraat. Hulle het in 2013, hulle is al vir 12 jaar, 13 jaar aan die gang. So hulle doen goed, maar jy is reg, dis om 1%, een persoon gebou. Dit is 'n one-man band daardie. Maar dit lyk asof hulle tog hulle steunbasis tot 'n mate bou, maar dit is op die rug van 'n verswakkende ANC. Ek wil nog 'n bietjie verder met jou gesels oor Msebenzi Jonas ook, maar ons tyd is nou ongelukkig klaar, maar ek moet net die opmerking maak. Ek dink hy's 'n baie goeie keuse gewees het. Net jammer oor daai opname wat nou uitgekom. Net jammer oor dit en ek dink hy gaan sukkel om toegang te kry in Amerika as gevolg daarvan. Baie dankie dat jy altyd saam met ons is.